Goeiemôre geliefdes. Dankie dat jy weer vanoggend saam met ons luister. Mag hierdie ook 'n geseënde deel van u dag wees. Kom ons begin deur saam te luister na toetrede lied. Eer aan die Vader en die Seun en die Heilige Gees, soos dit was aan die begin, toe en so ook nou, en van ewigheid tot ewigheid. Amen. Kom ons luister dan nou saam na die volgende lofsang, soos deur Wonderboom Gemeente gesing. Geliefdes, ons bevind onsself vanoggend op dieselfde plek as die persone van wie ons in die gedeelte gaan lees. In die kerklike jaar het ons die geboorte van Christus op Kersdag gevier en toe het ons saam op die pad van sy lewe geloop. 50 dae terug het ons aan die opstandingsgebede gedink en 10 dae gelede die hemelvaart. Vanoggend staan ons dan stil by die Pinkstergebede. Ons skrifgedeelte vanoggend kom uit Handelinge 2 vanaf vers 37. Hierdie volg op die Pinkstergebede waar die Heilige Gees uitgestort is oor die disippels en almal anders teenwoordig. Daarna het Petrus 'n toespraak gehou waarin hy vir hulle verduidelik het waaroor dit gaan. En dan lees ons vanoggend van die eerste bekeerlinge. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Dan sal God julle sondes vergewe en sal julle die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders
en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor. Laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Net tot sover ons skriflesing vanoggend. Wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God. Geliefdes, ons tema vir vandag, so werk die Heilige Gees. In ons teksgedeelte vanoggend het ons in die eerste 6 verse gehoor hoe die mense gereageer het daardie dag met die uitstorting van die Heilige Gees. Ek dink ek kan myself indink wat se verwarring daaronder hierdie mense moes geheers het. Almal was daar by mekaar gewees vir die viering van die Pinksterfees. Maar die Pinksterfees was in daardie tyd iets heel anders as dit wat ons dit vandag as ken. Tot op daardie stadium was dit 'n fees waar tydens hulle God gedank het vir die oeste wat ingesamel was. Daarom was daar dan ook Jode van reg oor die bekende wêreld by mekaar gewees. En so dan ook die disippels van die Christus wat aan die kruis gesterf het. Skielik hoor hulle almal dan 'n geluid soos 'n stormwind. En hulle sien hoe die Heilige Gees in 4 tonge op die mense kom. Die disippels begin skielik in verskillende tale praat en elkeen teenwoordig hoor hulle eie taal. Uit die aard van die saak dink die mense eers dat hierdie apostels of disippels dalk dronk is. Hoekom anders tree hulle dan nou so vreemd op? Maar dan staan Petrus op en hy spreek die gehoor toe. En in hierdie toespraak vertel Petrus vir hulle van Christus, die verwagte Messias. En is dan op hierdie toespraak wat die omstanders antwoord en vra, maar wat moet ons doen, broers? Die disippels was die uitstorting van die Heilige Gees te wagte gewees. Voor die hemelvaart het Jesus vir hulle gesê, gaan na Jerusalem toe en wag daar totdat julle die Heilige Gees ontvang. Jesus het vir hulle beloof dat die Heilige Gees vir hulle die krag sal gee om sy getuies te wees, om reg oor die aarde te kan gaan vertel van wat gebeur het. En dit is die waarword van hierdie belofte van Jesus, waarvan ons in Handelinge 2 lees. Met die uitstorting van die Heilige Gees ontvang die disippels die vermoë om die evangelie oor die hele wêreld te gaan verkondig. Ons het so dikwels in die evangelies gesien hoe die disippels eerder wegkruip, nie Christus se opdrag te verstaan of uitvoer nie. Maar nou dat hulle die Heilige Gees ontvang het, nou begin hulle onmiddellik met hulle verkondiging. Hulle skroom nie om aan die menigte wat daar by mekaar is, die evangelie te bring nie. In hul geloof deel hulle die hoop wat Jesus Christus is, met al die mense daar. Petrus vertel vir hulle van die Messias, die een wat deur die eeue voorspel en verwag is, van sy sterwe, sy opstanding. Deur die werk van die Heilige Gees kan Petrus hierdie gebeure vir die omstanders verstaanbaar maak. En die mense daarteenwoordig besef, maar hier is iets groots aan die gebeur. Hulle staan nie meer los van die gebeure nie. Hulle sien vir God raak en hulle wil daarop reageer. Hulle vra, maar wat moet ons nou doen, broers? Petrus verduidelik aan hulle dat hulle in Christus as hul verlosser moet glo. Dat hulle hulself moet bekeer en gedoop word in die naam van Christus. En dit is dan ook wat daardie bekeerlinge daardie dag doen. Wanneer hulle hulle self dan laat doop, dan erken hulle dat hulle afhanklik is van God. Hulle word deel van die geloofsgemeenskap.
Maar nog meer as dit, bely hulle ook daardeur dat Christus die Messias is, hul redder. Hulle weet nou en verstaan nou dat as gelowiges sal God hulle sondes vergewe. As gelowiges ontvang hulle ook die Heilige Gees as gawe van God. Hulle verstaan dat al die beloftes wat God gemaak het, ook vir hulle en hulle kinders waar is. Hierdie belofte van redding wat die mense daardie dag verstaan het, was nie net vir hulle wat daar teenwoordig is geldig nie. Maar ons lees ook dat dit geldig is vir almal wat ver is. Dat hierdie belofte geld vir almal wat deur God geroep word. Ook die mense in die toekoms. Op daardie dag is daar dan 3000 mense gedoop en by die gemeente van God gevoeg. Met hierdie Pinkstergebeure word die eerste gemeente, 'n hegte geloofsgemeenskap gevorm. 'n Gemeente wie se optrede ook hier kortliks beskryf word. Optrede teenoor mekaar, maar ook hulle godsdienstige optrede. Onder hierdie gelowiges was daar 'n betrokkenheid by mekaar, 'n eensgesindheid. Daar was 'n onderlinge verbondenheid in die gemeente. Hulle het van huis tot huis gegaan en 'n gemeenskaplike maaltyd gehou, saam die nagmaal gevier. Hierdie gemeentelede was so nou by mekaar betrokke, dat hulle selfs hulle mededeelsaamheid tot 'n vlak gevat het wat ons vandag glad eintlik nie kan verstaan nie. As ons verder sou lees in Handelinge 2, dan sien ons hoe die gelowiges selfs al hul grond en besittings verkoop het en dit onder mekaar verdeel het, sodat elkeen genoeg gehad het. Wanneer ons na die gemeente se geloofslewe kyk, dan word die gemeente beskryf as 'n gemeente wat gefokus het op die leer van die apostels en erns gemaak het met die aanbidding by die tempel. Vandag nog vind ons die leer van die apostels in die Nuwe Testament. Daar staan ook dat hierdie gemeente volhard het in gebed. En alhoewel hulle in eenvoud geleef het, het hulle vir God geprys. Geliefdes, as geloofsgemeenskap, as gelowiges, maak ons vandag steeds erns met die woord van God. Kom ons gereeld by mekaar wanneer dit toegelaat word. Maar hoe lyk ons geloofslewe nou? Hoe lyk ons persoonlike gebedslewe? Kan ons eie gebedslewe beskryf as een van volharding? Sal 'n beskrywing van ons lewe ook insluit dat ons in ons eenvoud God prys? Sal die beskrywing waar wees veral nou? In hierdie tyd wat ons geloofslewe so absoluut ons eie verantwoordelikheid is. In hierdie tyd wanneer niemand eers kan sien of jy Sondag na die erediens geluister het nie. Geliefdes, hierdie gedeelte en hierdie beskrywing van die eerste gemeente kan ons gebruik as 'n maatstaf vir die lewe wat ons elkeen leef. Geliefdes, hierdie gemeente is vir ons 'n voorbeeld van hoe ons lewe veronderstel is om te lyk. Maar is ook belangrik dat ons moet onthou dat hierdie optrede van hulle nie uit hulself gekom het nie, maar dat hulle as gemeente geleef het as geesvervulde mense. Mense wat bewus was van God se werking in hulle lewe. Mense wat oop was vir die Heilige Gees. Geliefdes, wat beteken dit as ons bely dat die Heilige Gees in ons lewe werk? Wat is die rol van die Heilige Gees vandag in ons elkeen se lewe? Geliefdes, die Heilige Gees is ons krag. Dis net deur die werking van die Heilige Gees wat ons staande bly. Wat ons vandag opstaan en weer aangaan. Die Heilige Gees is vir ons die versekering van God se teenwoordigheid in ons lewe. Die versekering dat God by ons is. In Romeine 8 vers 26 lees ons
dat die Heilige Gees ook namens ons bid. Daar staan, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. Deur die werking van die Heilige Gees kan ons soos daardie eerste gemeente naby aan God leef, God naby aan ons ervaar. Kan ons in gehoorsaamheid aan God leef. Kan ons leef in die versekering dat ons deur Christus deel is van sy gemeente, van sy familie, van sy volk. Geliefdes, op daardie Pinkster ontvang die apostels die gawe, die Heilige Gees, wat veral die krag gee om die evangelie, die goeie nuus met die wêreld te deel. So te deel dat ons vandag nog steeds weet van die goeie nuus, daarin glo. So werk God ook in ons lewe en ons harte om ons voor te berei op ons elkeen se werk in die koninkryk van God. Die verkondiging van die evangelie vind plaas wanneer God deur ons as mense werk. Die kerk bestaan danksy die werking van die Heilige Gees in mense. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons lewe maak dat ons ten spyte van omstandighede nog vreugdevol kan leef, omdat ons weet, ons is nooit alleen nie. Omdat ons God ervaar as God alomteenwoordig. En as geesvervuldes kan ons die wêreld ingaan en hierdie hoop, hierdie vreugdevolle lewe gaan deel. Geliefdes, God gee vir ons dit wat ons nodig het, om soos hierdie eerste gelowiges te gaan leef in die wêreld, want God is ook by ons as die Heilige Gees. Maar die vraag bly altyd, wat maak ons met hierdie gawe? Wat maak ons met die gawes wat ons het? Wat maak ons met die goeie nuus waarin ons glo? Wat beteken dit as ons bely dat die Heilige Gees in ons lewe werk? Verkondig ons dit? Deel ons dit met ander? Leef ons dit? Onthou ons dit selfsugtig net vir onsself? Geliefdes, mag daar in hierdie tyd van anders leef, ook van ons elkeen gesê word, en ook van ons as gemeente, as gelowiges van God gesê word. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Geliefdes, vandag is dan ook in Suid-Afrika aangekondig as 'n nasionale biddag. 'n Dag waarop ons as een nasie in gebed stil raak voor God. En geliefdes, in hierdie tyd is dit dalk soms moeilik om te bid. Dalk weet u net soos ek, dalk nie aldag mooi waarvoor of hoe om te bid nie. Want ons kan onsself nie indink wat die dag van môre moet inhou of hoe môre moet wees nie. Mag ons dan Romeine 8 van vers 26 onthou. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. Mag ons dan weet dat deur die Gees sal ons gebede ook vir God aanvaarbaar wees. Kom ons sluit dan ook die oë en dan bid ons saam. Here God, ons almagtige Vader, ons Verlosser, ons Trooster. Here, vandag kom ons as nietige mense na U toe. Raak ons as 'n nasie voor U stil in gebed. Bring ons menslike woorde en lê dit voor U voete.
Here, die tye waarin ons is uitdagende tye, onseker tye. En in hierdie tyd wil ons dan vanoggend veral vir ons as mense bid. Spesifiek bid vir die persone wat deur die virus geïnfekteer is. Here, dit wat ons lees en wat ons hoor, sê vir ons dat dit 'n moeilike siekbed is. Here, wees U daar by hulle ook teenwoordig. Laat hulle in die tye van siekte U teenwoordigheid ervaar. Here, ons bid ook vir families wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Ons vra dat U hulle sal troos. Ons bid vir krag en moed vir die persone wat in die voorste linie hard werk om siek mense te versorg. Hard werk om die verspreiding van die virus te beperk. Here, ons bid vir die president en die regeringsamptenare wat in hierdie tyd belangrike besluite moet neem. Ons vra dat U vir hulle die wysheid sal gee. Ons bid ook vir die navorsers wat hardop soek is na 'n kuur en 'n entstof om hierdie virus te kan beveg. Here, dan bid ons ook vir die land en sy mense wat op ekonomiese en maatskaplike gebiede ongelooflik uitgedaag word. En ons vra vir uitkoms. En ons vra dat U ons sal wys waar ons kan help en kan uitreik. Here, dan bid ons ook vandag spesifiek vir ons kerke, vir elke kerkleier, elke gemeenteleier, wat ook in hierdie tyd moeilike besluite moet neem, ongewilde besluite moet neem. En ons vra ook daar vir wysheid, en dat hulle in gebed na U wil sal vra. En Here, dan bid ons ook vanoggend vir elkeen wat moedeloos, alleen en verlate voel. Wees U by hulle. Heilige Gees, wanneer ons woorde soos nou tekort skiet, tree U dan ook vir ons in. Amen. Ons bly voor U.
ontvang dan nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly. Amen.